Exodus hoofstuk 14 vanaf vers 1. Toe het die Here met Moses gespreek en gesê: Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet omdraai en laar opslaan voor Pi-Hagirot, tussen Migdol en die see, reg teenoor Baal-Sefron, moet julle laar opslaan by die see. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê: Hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingesluit. En ek sal Farao se hart verhard, dat hy hulle agtervolg. En ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik. En die Egiptenaar sal weet dat ek die Here is. En hulle het so gedoen. Toe die koning van Egipte berig ontvang dat die volk gevlug het die hart van Farao en van sy dienaars teenoor die volk verander, en hulle sê: Wat het ons nou gedoen, dat ons Israel laat trek het, sodat hulle ons nie meer dien nie? Daarop het hy sy strydwa ingespan, en sy manskappe saam met hom geneem, en hy het 600 uitgesoekte strydwaans geneem, en al die ander strydwaans in Egipte, en die beste vegsmanne op elkeen daarvan. En die Here het die hart van Farao, die koning van Egipte, verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het. Maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand uitgetrek. En die Egiptenaars het hulle agtervolg, al Farao se perde en strydwaans, sy ruiters en sy leermag, en hulle ingehaal terwyl hulle in die laar gestaan het, by die see by Pi-Hagirot, voor Baal-Sefron. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan, en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. En hulle het vir Moses gesê: Het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipte land uitgelei het? Is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het nie? Laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien. Want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien, as om in die woestyn te sterwe. Maar Moses het aan die volk gesê: Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Toe vra die Here vir Moses: Wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek, en jy hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. En ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle agter hulle aangaan. En ek wil my verheerlik aan Farao en sy hele leermag, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. En die Egiptenaar sal weet dat ek die Here is, as ek my verheerlik aan Farao, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. En 'n engel van God wat voor die leer van Israel uitgetrek het daar weggegaan en agter hulle aangetrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan, sodat dan tussen die leer van die Egiptenaars en die leer van Israel ingekom. En die wolk was daar met die duisternis, en dit het die nag verlig, sodat die een nie naby die ander gekom het, die hele nag deur. Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die Here het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur.
en die see droog gemaak en die waters is gekloof. En die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond. En die waters was vir hulle 'n muur aan hul regter en aan hul linkerkant. Toe die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aangetrek, al Farao se perde, sy strydwaans en sy ruiters die see in. En in die môrewaak het die Here in die vuur en wolkkolom op die leer van die Egiptenaars afgekyk en die leer van die Egiptenaars in verwarring gebring. En hy het die wiele van hulle strydwaans laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars, laat ons van Israel af wegvlug, want die Here stry vir hulle teen die Egiptenaars. Daarop sê die Here vir Moses, steek jou hand uit oor die see, dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en oor hulle ruiters. En Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die see het teen dagbreek in sy bedding teruggevloei, en die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug, so die Here dan die Egiptenaars binne in die see gestort. En toe die waters terugvloei, het hulle die strydwaans en die ruiters van Farao se hele leermag wat agter hulle die see ingetrek het, oordek. Geen een van hulle het oorgebly nie. Maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond getrek. En die waters was vir hulle 'n muur aan hul regter en aan hul linkerkant. So die Here Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos. En Israel het die Egiptenaars dood gesien aan die kant van die see. Ook het Israel die magtige daad gesien wat die Here aan die Egiptenaars verrig het. Toe die volk die Here gevrees en geglo in die Here en aan Moses, sy knegt. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing salig. Werklik gelukkig is ons dat ons die woord van die Here hoor, die woord van die Here in die hart bewaar en strewe daarna om gehoorsaam, gelowig en getrou ook volgens die woord van die Here te lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as daar een ding is wat ons deur die loop van die lewe verseker al geleer het, dan is dit dat dinge baie vinnig, baie anders kan verloop en kan gebeur as wat ons dit beplan het. Die een oomblik kan alles nog reg wees, in plek wees, normaal wees, soos enige ander normale dag in die lewe, en net die volgende oomblik, dan tref die een of ander krisis ons, onverwags. Ons sien dit verg maar net 'n telefoonoproep, of 'n boodskap op jou telefoon, wat die tyding oordra van skielike siekte of dood van 'n geliefde. 'n Ongeluk wat plaasgevind het, of jy hoor self die tyding dat jy self ernstig en dalk terminaal siek is. En so kan daar baie voorbeelde genoem word van dinge wat in 'n oogwink met ons kan gebeur, dinge wat skielik, onverwags net ons hele lewe op sy kop omdraai. En so gebeur dit dan ook dat ons baie maklik angstig raak. En dat gebeure in die wêreld ons heeltemal kan oorweldig. En ons verval maklik in klein geloof en twyfel, want skielik, so onverwags is die spreekwoordelike mat onder ons voete uitgepluk. En ons lê plat op die grond. Alles is skielik so deurmekaar. Ons raak so gefokus op hierdie krisis, op hierdie probleem. Die vreesaanjaende dinge wat rondom ons gebeur, dat ons baie maklik vergeet dat die Here steeds
midde in watse omstandighede ook al met ons en by ons is. Ons lees in Romeine 8, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? En daarom kom die Here en sê vandag vir ons, kind van God, jy kan altyd in krisistye weet. Nie net in krisistye nie, elke oomblik van elke dag weet, maar ook wanneer die krisis in jou lewe is, kan jy weet dat die Here uitkoms sal gee. Uitkoms sal beskik volgens sy wil. Die gebeure hier in Eksodus 14 is baie goed aan ons bekend. Ons ken die gebeure van kleintyd af. Die Israeliete is op wonderbaarlike wyse uit Egipte verlos, van hulle slawerny verlos. En nou trek hulle deur die woestyn, hulle is op pad na die beloofde land. En op hierdie reis was die Here elke oomblik by hulle teenwoordig. En hy het hulle self gelei, bedags in die wolkkolom, en snags in die vuurkolom, die sigbare teenwoordigheid van God by sy volk, dat hy hulle lei met 'n sterk en uitgestrekte arm, om hulle te seën, om hulle te beskerm, om hulle te bewaar. Met hul aankoms by Pi-Hagirot, het hulle daar laar opgeslaan. Dan lees ons dat die Here die Farao se hart verhard het, sodat hy en sy hele leermag die Israeliete agtervolg het, agterna gejaag het. En hier by Pi-Hagirot was die Israeliete eintlik vasgekeer. Die see voor hulle, berge weerskant, en van agteraf kom die Egiptenaars met 'n sterk leermag, strydwaans en ruiters en perde. En dit moes werklik 'n skrikwekkende, vreesaanjaende oomblik gewees het. Hulle was vasgekeer. Hulle het nêrens omheen te vlug nie. Ons lees in vers 10, en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. In hulle benoudheid het hulle die Here aangeroep, maar tog glo hulle nie dat die Here hulle gebede gaan verhoor nie, en hulle twyfel daarin dat die Here werklik in hierdie oomblik 'n verskil sal maak aan hulle omstandighede. Hulle het sommer dadelik tou opgegooi, hulle het eintlik dadelik in opstand gekom. Ons lees dit vers 11 en 12, en hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipte land gelei het? Is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het nie? Laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien. Want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien, as om in die woestyn te sterwe. Hoe waar is dit nie, ook maar baie keer in ons lewens nie. Alles verloop so mooi, so rustig, en skielik is daar die krisis, is daar die probleem. Die een oomblik is alles nog reg, en die volgende oomblik is alles sommer net heeltemal agterste voorom verkeerd. En ons glo in die Here, en ons aanbid hom. Ons roep hom aan in ons benoudheid, en ons smeek vir uitkoms. Maar dan raak ons beangs, benoud, bevrees, en so maklik begin ons twyfel. Net soos Petrus, toe hy daar in die stormsee op die water na die Here Jesus toe aangestap gekom het, en hy sy oë van die Here Jesus afhaal, en hy kyk na die vreeslike golwe rondom hom, en hy raak beangs en benoud, en toe hy twyfel, toe sink hy. Matteus 14 vers 30, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword, en toe hy begin sink, roep hy uit, Here, red my. Ons raak so maklik
dalk net heeltemal te vinnig, opstandig en negatief. Want ja, ons probeer al biddende self oplossings vind, want die krisis is erg en ons wil nou antwoorde hê. Nie môre nie, nie volgende week nie, nou. Uitkoms en redding moet nou gebeur, want ons het dit nou nodig. Klink dit bekend? Was of is dit dalk waar van u lewe? Moses se antwoord in die krisis was dat die volk hulle vertroue ten volle op die Here moes plaas. Hy sê vers 13 en 14, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Die Here sal vir julle stry. Moses kon te midde van die krisis kalm en rustig bly. Hy het volle vertroue in die Here gehad. Moses het geweet, sonder homself te twyfel, dat die Here die uitkoms sal beskik en sal gee, dat hy die redding wat hy reeds geskenk het, van dat hy uit Egipte kon trek, dat hy daardie redding sal voortsit. En so het dit op wonderbaarlike wyse ook geskied. Die Here het in die wolk en vuurkolom tussen die Egiptenare en die Israeliete gekom. Op bevel van die Here steek Moses sy staf oor die see uit en hy kloof die waters voor die volk oop. Ons lees, die water was soos 'n muur aan die linker en aan die regterkant. En die volk trek deur die see op droë grond. Egiptenare, die farao en sy hele leermag het die Israeliete agterna gejaag, maar die Here het dit beskik dat hulle strydwaan se wiele in die bedding van die see begin vas en dat hulle met moeite voortgegaan het. En toe vloei die water van die see oor hulle toe. Die Egiptenaars, nie een van hulle het oorgebly. En hierdie geweldige en wonderbaarlike gebeurtenis het Israel laat besef dat die Here die Almagtige is en dat absoluut niks vir hom onmoontlik is nie. Hy is die Almagtige God van hemel en aarde. Hy triomfeer oor alles, regeer oor alles, ook die natuur. En hy bly getrou aan sy beloftes. Jy sien, hoewel ons krisisse en probleme vandag heeltemal anders lyk as die wat Moses en die volk in Eksodus 14 teëgekom het, is die antwoord daarop presies dieselfde. Dit is steeds dieselfde Here wat met ons handel en werk. Dit is steeds dieselfde Here waarin ons glo en ons behou te steeds geloof in die almagtige, drie-enige God, wat altyd teenwoordig is in ons lewens. Wat ons elke oomblik van elke dag lei in hierdie wêreld. Wat ons behoed en bewaar, sodat, soos ons lees in Filippense 2 vers 15, ons te midde van 'n krom en verdraaide geslag steeds staande kan bly. Ons kan in moedes weet dat, ongeag die omstandighede, ons altyd op die Here kan en moet vertrou om vir ons die stryd te stry en die uitkoms te gee, altyd soos hy wil, op sy tyd, op sy wyse, soos hy beskik. Ons weet en glo mos dat ons reeds die volkome volmaakte verlossing en redding ontvang het deur ons Here Jesus Christus, wat ons uit die slawerny van sonde en dood gered het.
ons volkome verlos het. Die onoorbrigbare kloof wat sonde tussen ons en God geslaan het, is deur Christus oorbrug. Ons kan, soos die Israeliete deur die see geloop het, kan ons oor hierdie brug stap, wetende dat die Here ons volkome bewaar en van al ons vyande sal verlos. En ja, ons kan ook weet en vertrou dat die Here in enige doodloopsituasie, al voel ons in die lewe baie keer soos die Israeliete vasgekeer en menslik onmoontlik, is daar nie uitkoms nie. Dan weet ons, al beteken dit 'n droë pad dwars deur die see, dit wat vir ons as mense onmoontlik lyk, is vir God altyd moontlik. Daarom mag ons mag nie twyfel. En laaste, maar 'n baie belangrike gedagte is dat ons geloof en vertroue in die Here nie net tot uiting sal kom in die goeie en maklike tye in die lewe nie, maar dit moet deel wees van ons ganse bestaan, ons ganse lewe. Geloof in die Here mag nooit iets wees waarna ons net gryp in tye van krisis en nood. En verder is ons geloof maar beperk en gereserveer vir Sondag hier by die kerk. Nee, dit moet deel wees van ons hele lewe. Ons lewenswyse moet getuig dat ons geloof vas en seker is in die drie-enige God, oral en altyd, op al die terreine van die lewe waar ons kom. Die bekende skrywer Jaco Tom skryf: as jy in die oggend vroeg die dag aan die Here toevertrou en bid dat hy deur sy Gees jou deur die dag sal lei, sodat jy die regte keuses sal maak, die regte dinge sal sê, die versoekings sal herken en daarteen staande bly, sal jy ook, soos Moses, in die geloofskrisisse kalm wees, omdat jy weet dat die Here vir jou sal veg. Geloof wat nie in praktyk 'n verskil maak nie, is nie veel werd nie. Maar as die Here 'n werklikheid in jou lewe is geen krisis te groot. Psalm 31: maar ek vertrou op U, o Here. Ek sê, U is my God, my tye is in U hand. Red my die hand van my vyande en van my vervolgers. O, hoe groot is U goedheid, wat U weggelê het vir die wat U vrees, wat U uitgewerk het vir die wat by U skuil, in teenwoordigheid van die mensekinders. U verberg hulle in die skuilplek van U aangesig, vir die samesweringe van mense, U steek hulle weg in 'n hut, vir die toos van die tonge. So onthou altyd, en hoor die Here wanneer hy sê, ongeag wat die omstandighede in U lewe op hierdie oomblik kan wees, ongeag hoe groot of hoe klein die krisis is, of die krisis nog gaan wees. Ons lees nie môre se koerant vandag nie. Ons weet nie wat in die toekoms vir ons wag nie. Ons weet nie wat vir ons voorlê nie. Maar weet dit, die Here sê, wees nie bevrees nie. Staan vas. Aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Die Here sal vir julle stry. En julle moet stil wees. Amen. Kom ons bid saam. Ewige almagtige drie-enige God, Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die voorreg dat ons vanoggend ook weer hier as U kerk kon vergader.
Dat ons as kerk in hierdie kerkgebou byeen kon kom en uit u woord kon hoor. Ongeag die krisis, ongeag die probleem, ongeag wat die omstandighede in ons lewens tans is, u stry vir ons die stryd. U skenk uitkoms, altyd volgens u wil. Help ons dat ons die geloof sal behou, dat ons nie sal twyfel, dat ons nie klein gelowig sal rondskarrel in 'n poging om eie planne te maak en self uitkoms te soek. Maar help ons dat ons op u alleen sal vertrou. Wie is daarom met ons? U ken elkeen van ons. U ken ons hart, u ken ons lewe, u ken ons omstandighede, dit wat op hierdie oomblik werklikheid is. Ons bid dat u in u groot genade vir elkeen die uitkoms sal beskik, soos en waar nodig volgens u wil. Hou elkeen van ons styf vas in Vaderhande. Ons bid vir elkeen wat gebuk gaan onder beproewing, elkeen wat siek is, wat hartseer en bedroef is, vir hulle wat moedeloos geword het. Ons bid dat u self sal genees, sal vertroos, sal versterk en sal bemoedig volgens u wil. Ons bid dat u ook met hierdie plaaslike kerk, die AP Kerk Oudtshoorn sal wees. U ken ook hulle behoeftes. Ons bid dat u sal gee dat alles wat hulle doen, dat dit sal wees tot eer van u naam, die opbou en uitbreiding van die koninkryk, dat alles sal wees om u te verheerlik. Ons vra dat u vir hulle sal seën, sal beskerm, sal bewaar, ook met 'n uitgestrekte hand. Ons dankie bo al vir die sekerheid wat ons het, deur ons Here Jesus Christus, die sekerheid van saligheid en ewige lewe, dat ons weet ons behoort aan u, dat ons u kinders is en sal wees. Dit alles bid ons in diepe afhanklikheid in die naam van ons Heiland en Middelaar, ons Here Jesus Christus alleen. Amen.